Daar was nog een storie is wat ek dink nogal baie kostelik is, 'n kostelike weermag storie is toe julle nou dit was toe julle wat gaan en julle doen nag manoeuvres en daar's nou die korporaal wat nou geïnstruct is om nou 'n Engelse, jy het nou Engelse maande en jy het nou Afrikaanse maande in die weermag. En ja, daar's 'n kostelike storie wat daar uitkom. Ja, dit is presies so. Ons het in ons tyd was daar 'n Afrikaanse maand en 'n Engelse maand. Nou, die doel van hierdie hele Afrikaanse en Engelse maand het ek nou eers later uitgevind toe ek self 'n offisier is, het eintlik oor korrespondensie gegaan. Dit het nie oor iets anders as korrespondensie gegaan nie. Maar nou, hoe dink jy nou, wat weet 'n korporaal nou van 'n korrespondensie? Hy weet nie eens wat beteken korrespondensie nie. So, hy voel in 'n Engelse maand moet daar soveel moontlik Engels wees, maar hy kan nie Engels praat nie. Maar nou, soos jy sê, ons gaan nou uit op manoeuvres, en nou moet daar altyd gebid word. Daar moet gebid word. Nou, in Engelse maand, dan moet dan Engels gebid word. En dan, korporaal besluit het, okay, jy bid. En dan moet hy ou nou bid. En dan haal jy jou mosdop, ons het nog daai tyd nou net, dit was nog aan basies gewees, so ons het nou nog nie staaldakke op nie, ons het mosdoppe op. Daai plastiekerige goed wat dis die binnekant van die staaldak, ja. Nou dan haal jy nou die staaldak af en dan voor die bors en dan bid daar 'n ou nou roerend. Maar nou is dit Engelse man. Nou weet niemand wie gaan nou, ons was, soos ek sê, ons was so 5 gradiante, maar die ander ouens was regtig waar. Ek het nie eintlik geweet daar's ouens so sulke mense nie. Regtig, ek moet eerlik sê, daar's ouens wat nie kon lees of skryf nie, wat saam in die bungalow was. En maar nou is hier nou is daar baie Afrikaanse ouens natuurlik. En die Afrikaanse ouens is verskriklik bang dat hulle gevra gaan word om te bid. Nou wat hulle nou doen, aan die binnekant van die mosdop, in Engels te bid natuurlik, aan die binnekant van die mosdop plak hy of sit hy 'n papiertjie en daar skryf hy 'n gebed, of een van die Engelse ouens skryf vir hom 'n gebed, 'n eenvoudige gebed in Engels daar uit. En dan het hy nou dit, en as hy dan gevra word om te bid, dan haal hy die mosdop af en dan lees hy nou op die papiertjie 'n gebed in Engels af. Die dag, daar's een ou, hy was nogal opgepik, hy was 'n redelike lang ou, affectionately known as Langgat. Die dag gebeur dit nou net so. Voor ons nou gaan, right, tree aan, Langgat, jy bid. Af, Langgat kyk, o gat, die ou wat sy gebed vir hom neergeskryf het dit in 'n tipe van 'n koutjie pen gedoen. En toe met die marcheerdery het die ding nou gesweet, nou het hy gevloei. Nou staan hy daar, nou kyk hy. Lord, hy kan Lord sien, maar dis omtrent al wat hy kan sien. Nou word die spanning al hoër, nou is daar lang stilte. Lord! Lord. Nou later, nou kyk almal, wat gaan aan? Die ou man, later word hy Lord, word amper klink soos 'n roep om hulp, jy weet. Lord. Later kan die korporaal dit nie meer hou nie. Hy sê nee, o Langgat, jy bid man. Is daar iemand wat behoorlik kan Engels bid? Ja, sê een van my Engelse pelle. Ek sal, I'll pray, corporal, en toe bid hy. Dank die Vader tog, want Langgat bid. Ja. Maar die punt is, Langgat kan nie Engels bid nie. Ja.